want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, gedagtes van vrede en nie onheil, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Hierdie teksgedeelte is geskryf in 'n groot krisistyd wat die volk beleef het. Hulle vind hulle self in ballingskap en hulle het alles verloor. Hulle voel God verlate, sonder 'n heenkome, sonder vryheid, sonder hoop. En daar is vals profete wat vir hulle sê, moet nie bekommerd wees nie, hierdie ballingskaptyd sal vinnig verbygaan. En dan openbaar God homself deur die profeet Jeremia en hulle moet hoor, die Here se plan is anders. Daar in Babylon moet hulle huise bou, hulle moet plant, hulle moet trou, hulle moet bid vir hierdie stad. Hulle gaan nog lank daar wees. Hoe moes hulle nie gevoel het nie? In 'n vreemde land, soveel onsekerheid, soveel vrae wat hulle het. Here, dink U nog aan ons? My God, het U my verlaat? Ek en jy gaan ook, en as jy nog nie op so 'n plek was in jou lewe nie, hoop ek nie dat jy dit ooit beleef nie, daai oomblik wat jy voel, maar Here, waar is jy? Waarmee is jy besig? Het jy my verlaat? Nou, ek deel met julle iets wat my gebeur het hierdie week wat verby is. My klein seentjie Nicolas is besig om my te help om plantjies te plant wat sy ouma Ansie vir ons gegee het. En daar is 'n vliegtuig wat oorvlieg. En hy sê vir my, mamma, ek wil 'n pilot word, of ek wil 'n polisieman word, of ek wil, maar hy mompel iets sê, en hy sê, soos jy wees. So is ek nuuskierig, en ek sê vir hom, my kind, mamma het nie mooi gehoor nie, mamma het gehoor, jy wil 'n pilot word, mamma het gehoor, jy wil 'n polisieman word, maar jy het iets gesê van jy wil soos ek wees. En ek is baie trots. Jy weet, as jou kind iets vir jou sê, en dit kan dalk 'n kompliment wees, wil jy so graag uitvis. Nou, ek weet nie wat se deel van hierdie mamma, wat hy ken, wil hy so graag wees nie. Wil hy nou die dominee mamma wees? Wil hy die mamma wees wat help by die winkel? Wil hy die mamma wees wat 'n huisgesin het? Daar's verskillende fasette van wie ek is as mens. En ek sê vir my, hoef nie bang te wees, jy sê vir my. Hy sê, nee mamma, ek wil of 'n pilot wees, of ek wil 'n polisieman wees, of ek wil soos jy wees, wat niks doen nie. Soos jy wees, wat die hele dag niks doen nie. Julle, en ek raak so oomblik stil, en ek is in skok, en ek dink, genade, is dit hoe my kind my sien, as mens wat niks doen nie. En ek sê, maar liefie, sien jy nie wat mamma alles doen nie? Nee, sê mamma, as ek jou soek, dan is jy by die rekenaar besig om dit te doen. So jy speel seker games. Dit was sy interpretasie van wat ek doen, waar ek eintlik besig is om preek uit te werk, of bybelstudie uit te werk, of beplanning te doen. Sien my seentjie wat hy wil sien. Hy is vasoortuig, mamma is besig om niks te doen nie. Mamma speel dalk games. Mamma doen niks nie. Net so besef ek en jy ook nie wat God besig is om te doen nie. Die soewereine God wat van die begin af daar was, wat tot in alle ewigheid daar sal wees, wat voordat die Bybel geskryf is, was hy daar. Hy die skepper God wat alles gemaak het, die lewende God, die een wat met ons is, wat by ons is. Maar ek en jy kom partykeer in 'n storm. 'n Storm wat ons nie weet, Here, waar is jy? Jy moet nou ingryp, waar is jy? Here, help my, want hierdie storms is te veel. En elkeen van ons se storm verskil van mekaar. Een van ons se storm is dalk
'n oupa wat 'n alkoholist is en ons weet nie hoe om dit te hanteer nie. Of jou storm is dalk jou buurvrou wat mishandel word, of miskien is dit nader, jou man wat sy werk verloor. Jou kind wat sukkel by die skool. Ons storms verskil van mekaar, maar ons moet ook vashou aan wat die Here hier vir die volk sê, want hy sê dit vir my en jou. Hy sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Met ander woorde, God dink aan jou. Hy het gedagtes oor jou. Wat is hierdie gedagtes? Gedagtes van vrede, nie onheil nie. Hy dink aan jou. En hy wil vrede vir jou hê, nie onheil nie. Maar wanneer ek en jy dink aan vrede, dan dink ons aan iets die teenoorgestelde as konflik. Hoeveel keer het die juffrou nie in die klas gesê, hou op beklei, ek soek net vrede. Of hoeveel keer sê jy dit nie vir jou kinders wat rondhardloop in die huis en beklei, ek soek net vrede. Bedaar net. Maar shalom, die woord wat gebruik word hier vir vrede, is soveel dieper. Dit gaan oor heelheid. Die Here soek heelheid vir jou. Welstand, harmonie. Dit is die gedagtes wat hy vir jou het, aangaande jou het. 'n heelheid, harmonie. Hy wil hê jy moet heel wees. As ek aan hierdie beeld dink, dan dink ek aan die Here wat sy hande vat en om jou hart sit en jou vashou. Daai rustigheid wat jy beleef, as jy weet, hierdie is 'n heilige oomblik. Die Here is met my. Al voel dit asof die storm net te groot is vir my om te kan hanteer. En ewe skielik dink ek aan die gedeelte in Markus waar Jesus in die skuit lê en slaap, terwyl hier 'n groot storm is en die disippels wil hom net wakker maak, want hoe kan hy nou slaap, dis 'n storm? Julle, die Here slaap, want hy weet, sy Vader is in beheer. Hy kan rustig wees. In die middel van ons storm kan ons rustig wees, want ons moet weet wie se in beheer. As jy kyk na jou lewe, as jy terugkyk, hoe die Here jou nie gedra deur al die storms nie. Jou lewenskunswerk, jou tapisserie wat hy besig is mee, is uniek. Jy is uniek geskape, met jou eie talente, jou eie gawes, wat die Here wil gebruik. Ek en jy weet nie hoe die kunswerk gaan uitdraai nie, maar net vir 'n oomblik, kyk terug na jou lewe en dank die Here vir dit wat hy reeds vir jou beteken het. Vir die verskil wat jy reeds kon maak in ander mense se lewens. Vir die liefde wat hy aan jou betoon, die genade wat ons elke dag nie verdien nie, wat hy vir ons gee. Daar was nie vir die volk 'n kitsoplossing nie. Hulle sou wag. Hulle sou daar 'n tuiste skep en hoop op die Here en vertrou op die Here. Maar wat lees ons in Romeine 8 vers 28? Alles, maar alles werk ten goeie mee vir die wat God liefhet. Vertrou op die Here, en dit is die boodskap wat ek vir jou wil los. Vertrou op God. Hê hom lief. Weet dat hy die een is wat die lig in jou donker tonnel was en die lig sal wees. Elke dag van jou lewe. Jy moet net weet. Jy moet gehoorsaam wees aan hom en op hom vertrou. En luister na daardie sagte fluistering van die Here se stem.